Goeiemôre, welkom terug, hier brei ons. En dit is ook my handel se naam is Ons Brei. En hierdie kanaal is Knitting in South Africa. Ek het Afrikaans gehad, maar 'n paar mense van my vriende van my ander kanale, Katinka Panders en Seamsters at the Cottage, hulle het gevra dat ek dit Afrikaans en Engels doen, want hulle is Engels en hulle wil ook saam kuier. So, dis hoekom ons in 2 tale hierdie potgooi doen. So kom ons begin by, wat het ek gedoen, vandat ek julle laas gesien het. 1, ek voel beter na daai verkouerigheid. Dit was actually meer as verkouerigheid, ek was actually glad nie. Ek was eintlik heel siek gewees, maar gewoonlik as ek siek is, dan sê ek so, nee, dis erg nie, en tot ek agterkom, Jesus, ek voel nou baie goor, en dan besef ek, dis erger as wat ek gedink het. So, die son is 'n ding vandag. Dit was nie 'n ding vroeër nie, so ek gaan so sit. Kom ons kyk of dit beter is. Dis beter. Dit reën, en nou is dit oop. En net nou het dit weer gereën. En dis een van daai tipiese Kaapstad weer. Jy kan 5 seisoene in een dag hê, en dit is normaal. Ek het nie geweet jy kry 5 seisoene nie, maar jy verstaan wat ek sê. Wat het ek gedoen tot ek julle laas gesien het? Ek het verder aan die gebrei. So hierdie is my possum merino wol van gemaak in Australië, maar my vriendin se skoonsussie in New Zealand het dit vir my gestuur. Ek het 3 bolle gehad, en ek het laas keer vir julle die shawl gewys wat ek gebruik, die triangle shawl. Ek het hom gekyk en besluit, ek gaan hom nie regtig dra nie, en ek wou uitfigure hoe om hierdie te doen. So, ek het dit uitgefigure, hierdie kant het ek 'n bietjie geblok om te sien of hy groot genoeg gaan wees. Ek weet nie of hy gaan groot genoeg wees nie, maar ek gaan hom met klaar brei. So wat ek soek soos 'n mantel, wat ek pil en ek het, wat ek net bo-oor soos rokke en so kan dra. As ek hom geblok het en hy's te klein, gaan ek hom los trek en hom weer brei. Want ek gaan nie toelaat dat 'n patroon my wen nie, jy weet. So, dis waaraan ek gewerk het hierdie week. Ja, ek hou daarvan. Ek het nog hierdie soveel oor, en dan wat ek gaan doen is ek gaan nog 2 of 3 rye brei met hierdie patroon herhaling. Dis basies jy brei 2 jou wol oor die naald en dan brei jy 2 saam. En ek doen dit elke 5 versteke. En dan doen ek dit in die tussenin ook, en dit maak hierdie patroon. En basies wat ek gedoen het is die kort ry, short row, German short rows, Duitse kort rye dink ek word dit genoem, en ek het die skouer gevorm, en nou is ek net besig met die lyf, en elke 6 rye vermeerder ek 4 steke, maar ek dink nie dis genoeg nie. So ons gaan maar met sien as ek klaar is, en ek het hom geblok. Ek mag hom dalk blok tot 'n kort entjie van sy lewe, maar is okay. Ek hou baie van hierdie. Ek wens ek het genoeg gehad vir 'n trui. Ek weet nie vir die kleurwerk op my gesig nie, maar wie gee om. Ek hou van die patroon, ek hou van die wol, en ek het baie pret terwyl ek dit doen. So ek het hieraan gewerk. Dan het ek julle laas week hierdie trui gewys, wat ek wou trui operasies op doen. Ek is besig, ek het hierdie gedeelte afgehaal voor en agter, en ek is nou besig om net die ribbing te brei. En die ribbing wil ek, jy kan sien ek het hierdie voorkant bietjie ver teruggetrek, maar sodra ek hom blok gaan hy okay wees. So die ribbing staan nou op 15 rye, ek dink ek moet nog omtrent 35 rye brei. 50 rye gaan vir my so 'n ribbing gee, en dit is die idee wat ek het. En dan gaan ek die nek optel, en vir my 'n groot los paulinek brei. Hierdie gedeelte wat daar is baie los. Ek gaan die steke ek gaan hom losmaak, en tot daardie steke optel, en dan gaan ek hom met 'n baie klein naald vir omtrent 10 rye brei, dat hy intrek, en dan net gewone naald, dat hy floppy is bo-oor. En ek is baie opgewonde om hierdie trui in my kas te kry om hom te dra, want hy's mooi, en is groen. Weet julle, ek het besef ek hou baie van groen. In elk geval, ek het ook my kous klaar, kom ek wys julle. Hy het nogal heel mooi uitgekom, en toe ek begin met die tweede een, en toe kom ek agter, hy gaan nie dieselfde strepe maak as die een nie, so nou wil ek die wol afrol, tot ek by daai kom. Ek gee nie om as die voet nie heeltemal dieselfde is nie, maar ek wil graag hierdie gedeelte dieselfde hê, op al 2. So ek moet die wol net afdraai, tot ek op daai repeat kom, en dan kan ek hom nou begin brei. So hy gaan vinnig gaan, ek is opgewonde oor hom klaar maak. En dit is die goed wat ek die week aan gewerk het. Nou, ek terugsit, ek sien die son is nou bietjie, nee, hy is nie beter nie, sit maar so. Hallo Pinkie.
Oh, so is 'n pinkie kat. Oh, sy is 'n mooiste kind. Sy het op die stadium, sy haar winterjasie aan. En sy lyk soos 'n teddybeer. Wys vir die mense jou winterjas. Jo, jy lyk soos 'n teddybeer. Bye. Oh, sy is so cute. Nou, haar geliefkoeste ding is sy gaan sit daarso, want die son skyn in en dan skyn dit reg op haar. So kom ons praat oor, ek het goed wat ek wil doen, maar ek mag nie aan dit raak, want ek nie 'n paar ander goed klaar gemaak het nie. Want ek het castanitis, of optelnitis, sy speel daar, wanneer jy jouself nie kan help nie en ander om goeders op jou naalde te kry, en as jy weer kyk, het jy 20.000 goed op jou naalde, en jy sê so, maar hoe het dit gebeur? Wel, ek het dan nie 20.000 nie, maar daar is 'n hele paar. Oeh, wat is dit? Wat maak jy? So, kom ons begin met die eerste een. My eerste een is hierdie een. Nou hierdie is ek nie seker ek gaan hom klaarmaak nie. So ek weet nie of julle gehoor het van die Ranunculus sweater nie. Dit is baie mooi. Daar's almal het hom gebruik. Ek dink is die top een gewees in laaste 2 jaar. En hy's floaty en fluffy en al die goed. En my fear of missing out, FOMO het ingeskop en besluit, ek wil hom ook brei. Nou is ek nie meer so seker nie. Want hy's mooi, maar as ek kyk na wat mense sê oor hom, en as ek kyk wat mense wat groter is sê oor hom, dan weet ek nie of dit die regte patroon is vir my nie. Ek het nou gaan kyk na van die groter mense wat hom gebruik het, en die increases, die vermeerdering van die moue. Op 'n kleiner persoon sit dit reg, maar op 'n groot persoon kom dit regtig op jou skouer daar. Kom nie hierso nie. Nou kan dit verander, maar ek sien lus nie. So vir daai punt is dit 'n probleem. Die tweede ding is, jy brei hom op 'n groot naald met dun garing, en dis pragtig. Maar hierdie is my linne garing wat ek 'n paar jaar terug gekoop het. Hy brei nogal moeilik, maar ek hou daarvan. En ek sit en dink of ek nie 'n somertoppie, miskien met 3/4 moue, want ons is in die Kaap en dit raak koud partykeer, of ek dit nie meer gaan gebruik as so 'n toppie wat ek net oor 'n spaghetti springtop aan. Toppie aantrek met dun strings, ek weet wat ek bedoel. Daai tipe van 'n toppie wat sy aan het. Ek dink ek's te oud daarvoor, en ek dink ek's te groot daarvoor. So ja, ek dink ek gaan hierdie ene gaan ek uittrek en iets anders mee doen. So, hy is nie meer 'n hoop nie, hy is nou 'n vrag. Ons gaan hom opbreek, oormaak. Dan is daar die een. Nou die ene, my vriendin in Oos-London het hom gebruik. En sy het hom nogal op lyn gekry. En dit is die mooiste ding. Dit is die Pearl Soho Classic Knitted Jacket. Is dit nie net te pragtig vir woorde nie. En is regtig classic. Nou, ek het hierdie wol wat 2 vriendinne van Kanada vir my gegee het. En dit is ou wol. En hy's 'n donkiebruin, maar ek dink is verskriklik mooi. En ou wol is, hulle sê dis local tot hulle gewees, dis 50% certified organic merino and 50% alpaca from farms in the Pennsylvania and New Jersey area. En is 219 meters en is 100 gram. En jy brei hom op 'n 4.5 of 'n 5.5 naald of 'n 7 of 'n 9 US naald. En hy lyk so. En hulle het vir my 'n hele trui hoeveelheid gestuur terwyl ek vir my vriendin gekuier het in Amerika. En ek dink is die mooiste wol en ek is so opgewonde om hierdie trui klaar te kry. Maar as jy begin hom brei en dan moet jy optel vir die skouers en dan brei jy hom vorentoe. En iets nie presies maak net nie vir my kop sin nie. So ek sukkel met dit. Ek sien uit 'n I-cord reg rondom. Nou ek het uitgefigure hoe om I-cords ordentlik te doen. Ek het altyd hom net gewing. En nou is dit soos in, kyk, dis so mense om doen. So ek is so ver. Dis nog net in die begin. Maar ek gaan nie toelaat dat hierdie trui my wen nie. Ek wil hierdie trui in my kas hê. So ek gaan deurdruk en hom klaar maak. En baie opgewonde oor hom. Dan het ek, kom ons gaan met die kouse. Hierdie kouse. Nou my ander kanaal, soos ek gesê het, is die Seamstress at the Cottage of Katinka Panders, ek het 2 ander. Die Seamstress at the Cottage is naaldwerk en Katinka Panders is Life in General. En hierso het ek hierdie kouse begin brei. Ek praat daaroor in die Seamstress at the Cottage in Januarie verlede jaar.
toe ek teruggekom het van Amerika af. En hierdie wol het ek in Engeland gekoop by 'n plek, ek dink dit was Dorchester. Sien Jameson & Smith nie. Dis 'n groot, dis 'n wolmeule daarso wat die mense verkoop het en sy het van hierdie wol in haar winkel gehad en toe het ek dit daar gekoop. So, in elk geval, ek is so ver, ek het 2 kouse, wat een is amper klaar, die ander een is halfpad. En ek begin nee, toe kom ek agter, weet nie wat ek gedoen het nie, maar hierdie een se hak is dubbel die grootte van daai een se hak. En ek wil nie lostrek nie. So, maar ek kyk nou daarna en ek dink, weet jy wat? Ek dink ek gaan maar net lostrek, maar ek is al so ver. Weet jy wat? Ek gaan nie lostrek nie, ek gaan hom net klaarmaak en hom so dra. Niemand gaan weet nie. Niemand gaan weet nie. Ek gaan hom klaarmaak. En as julle vertel, dan is dit oukei. Ek gaan niks aan julle doen nie. Julle gaan weet, maar ek nie, as ek hom aan het, gaan niemand weet nie. So ja, ek moet hierdie kous klaarbrei, dan is hy klaar. En ja, dit is die kous aan daai een, en dan wil ek hierdie kous klaarbrei, en dan is hy ook klaar. So, daai kouse moet klaar. Ek soek hulle in my kas. Hierdie een soek ek voor die einde van die winter, want ek wil hom dra. En daai ene, miskien ook. Hoekom nie? Daar's nie so baie werk oor nie. So, daar's daai, en dan die finale een, ek het daar vir julle gewys, ja. My finale een is die een. So, daar is ontwerper genaamd Michelle Wang. En sy het vir Brooklyn Tweed altyd patrone ontwerp. Sy het nie die mooiste trui nie. Ag, ek dink dit is pragtig. Nou, my vriendin wat in Canada is, sy het 1 jaar om vir my gegee vir my verjaarsdag die patroon. En die wol het ek gekoop, dit is Cascade 200. Maar ek dink die rede van hoekom ek nog nie heeltemal hom klaar gebruik nie, ek is bang ek het nie genoeg wol nie. Dis die een ding. En die ander ding is, hy is baie eintrekkend. Ja, letterlik soos ek gaan, trek ek deur op die patroon. Daar is my patroon. Daar is hy. Ek keer hom in, soos dat ek die rye klaar maak. Dat kan jy sien. En ja, dit vat lank, maar ek moet sit en fokus. En ek wil nie altyd fokus nie. Fokus is maar harde werk. Ek gaan op my. In elk geval, ek is so ver. Dit is nou al 'n paar jaar wat ek aan hom brei. En ek dink, dit is tyd om te sit en hom klaar te maak. Die agterpand is so ver. Dan is nog net die 2 voorpande en die moue. En ek dink ek sal die 2 moue eers te brei, sommer saam brei, en dan die voorpande. Ja, kyk hoe mooi is dit. Dit is ongelooflik mooi. Dit is ongelooflik mooi en ek maak hom net nie klaar nie. Nou, hulle sin is langer, maar ek wou hom nie so lank gehad het nie. So, kyk, dan is hy, as ek hom geblok het, gaan hy omtrent tot daar kom. Wat ek dink heeltemal genoeg is, miskien nie. Maar aan die ander kant, ek wil hom saam met rokke dra. Ek weet nie. Ek dink ek gaan moet lostrek. Gaan ek? Ja, ek gaan moet. Ek sien. Kom eens kyk gou. Ja, as ek hom geblok het, gaan hy omtrent daar wees. Dis wol. Ek kan nie, ek gaan reg wees. Okay. Dit was nou 'n oomblik daai. Van nee, ek het al soveel nog gebrei. Maar ja, dit is baie mooi. Op hulle patroon, wat sê hulle? Ek kan nie weet wat se wol het hulle gebruik. Hulle Jameson & Smith gebruik natuurlik. Ek het nou sy pryse 'n paar jaar terug gekyk en dit is nie in my prysklas nie. So ons gaan nie Jameson & Smith gebruik nie. Cascade 200 is heeltemal reg. So, nou gaan ons praat oor wat ek wil brei. My droomtrui is die Birkin sweater. Ek gaan 'n foto vir julle insit. Nou daai ene nee, is ek nou al jare wat ek na kyk. En ek het uiteindelik die patroon gekry. Maar nou, my wol wat ek dit mee wil brei is in 'n tas wat in Engeland was en nou is die tas hier, maar hy's in Johannesburg en ek moet hom gaan kry een of ander tyd. So, dis maar goed hy's daar, want dit beteken dat ek moet klaarmaak wat ek rondom my het, voor ek daai ene kan begin. En dis actually nie 'n slegte ding nie. So, hier is die plan. Ek gaan hierdie jaar, moet ek ten minste 2 van hierdie goed klaarmaak. Nie die kouse tel nie, hulle moet klaarkom. Daar's nog 'n hoed wat ek mee besig is vir iemand. Of vir myself, ek besluit nog. Maar ek moet hulle klaarmaak en dan moet ek een van hierdie truie klaarmaak. So die kouse kan tel vir een item en dan die truie kan tel vir 'n ander item. Of die ene wat ek besig is mee wat 'n yoke sweater is of een van hierdie. En dan mag ek die volgende trui opsit op my naalde.
Maar kom ons praat gou oor wat ek aan het. Hierdie is daai self wat ek julle laas keer gewys het. Hierdie trui het ek gebrei uit Cloudborne Sportweight en ek het homself die patroon uitgefigure. Hier is actually nogal 'n baie goeie wol. Hy maak nie baie donsies nie, wat vir my boek is dit baie groot. En hy is lekker warm. En ja, ek kan net goeie goed sê oor die wol. Die patroon, soos ek sê, is my eie patroon wat ek ontwerp het. En dan het ek hom so klein bietjie ingevorm en so het 'n bietjie van 'n inset na 'n mou en hy het naad aan die kant. Alles is plat gebrei. En ek dink dis hoekom ek so van hierdie trui hou. Want ons het laasweek gepraat oor hoe dit tonnels vorm as jy hom in die rondte brei. So daar's my naad op daai kant, as ek reg onthou. Wat ek sien? Nee, daar's die naad agter. So. En hy pas regtig lekker. Dan hierdie hoed het my vriendin vir my gebrei, maar hierdie is so 'n awesome patroon. Hy brei so en dan jy die kabels aan daai kant en dan verminder jy daar en dan 6 steke later verminder jy daar tot jy net 'n paar steke bo oor het. En dit is regtig so 'n lekker patroon. Ek het hom al 'n paar keer gebrei vir ander mense. Ek dink ek moet vir myself nog een brei. Hierdie hoed is 'n klein bietjie groot, maar ek wil hom nie kleiner maak nie. Want wanneer jy nie hare het nie, dan lyk jou kop, as jy net 'n gewone beanie het, dan voel ek soos 'n skilpad met 'n groot lyf en 'n klein koppie. So, hierdie voel vir my bietjie meer vroulik en 'n bietjie meer, so 'n vorm vir my kop. Dit is nie net hierdie ronde gloeilamp nie. So, in geval. Dis alles wat ek hierdie week al gebrei het en gewerk het en ek is so dankbaar vir elkeen van julle wat kom saamkuier. En ek sien julle in die volgende een. Lekker brei. Tata! And it's something that's really permanent. So when I do color work, I like to keep my one thread in my one hand and the other one in my dominant hand. So the color that I'm working with, I always keep in my dominant hand because then I can manage the tension better. And I don't knit so fast, but I'm not knitting slowly either. So I'll just keep on going like that until I'm done. And I like to tension my thread so it doesn't pull in on there. So you can see that's nice and loose.